Goeiemôre Suid-Afrika, 1500 Suid-Afrika tyd op hierdie 4de Mei, die tyd van hierdie berig vir die Iran-oorlog. Nogal baie dinge het gebeur oor die naweek. Eers verskoning, ek kon nie die naweek berig doen nie, ek was nie beskikbaar die hele naweek nie, maar ons kom op en volg op vir na die naweek. Eerste ding is, daar is 2 Britse skepe aangeval in die Strait of Hormuz oor die naweek, 'n containerskip en 'n olietanker. Die containerskip is met klein bote aangeval en die olietanker met 'n rocket propel grenades, iets in daai lyn. Nie een van hulle het eintlik skade gekry veel nie en niemand is beseer nie. Maar dit wys jou maar net dat daar nog steeds terroristaksies vanaf Iran in die Strait of Hormuz is of om die mense te keer om daar deur te ry. So, nou daar 'n nuwe projek begin. 'n Humanitarian projek waar president Trump nou die Amerikaanse vloot gebruik om skepe uit te eskort uit daai gebied uit. Die wat nou al vassit daar vir 'n maand of langer, miskien 'n maand of 2 maande wat nie kan deurkom nie, want die crew sit op die skepe, hulle kan nêrens heen gaan nie. So al die skepe wat daar vassit in die noordweste kant van die Strait of Hormuz gaan uitgeeskort word om uit daai gebied uit te kom sodat hulle kan na ander ports toe gaan, ander plekke gaan waar hulle moet gaan of terugkeer na van hulle eenhede van hulle lande waar hulle vanaf gekom het. Niemand gaan in Iran ingelaat word, Iranse ports nie. So daai blokkade bly nog steeds in plek. Een gedeelte daarvan, daar onthou so 2 weke terug of 'n week en 'n half terug het die Amerikaners 'n Iranse containerskip geïntersept en oorgevat. Nou al daai cargo is nou goed al deurgesoek en alles goed verklaar en daai skip word nou teruggegee aan Iran. En die crew is in Pakistan, hulle sal teruggevlieg word Iran toe. So daai containerskip, daai civies op daai containerskip op pad terug huis toe en dan ook die skip sal teruggegee word aan Iran. Nou, soos ek gesê het, die Amerikaanse vloot gaan nou daai skepe begin uit-eskort. Dis 'n humanitarian effort. President Trump het baie duidelik gemaak, as Iran enige skoot op hy humanitarian effort skiet om hy mense daar uit te kry, sal dit onmiddellik mee gedeel word. Hy dreig hulle nog steeds, hulle gaan net moeilikheid kry as hulle op hy skepe gaan skiet. En dis om hy mense, hy crews, hy civil crews wat op is, uit te kry die omgewing uit. Nou het Iran geclaim in die naweek, hulle 2 Amerikaanse skepe raak geskiet met missiles. Amerikaanse vlootskepe. Soos hulle in die begin geclaim het, hulle het 'n aircraft carrier gesink en geclaim het hulle het ander vlootskepe getref en gesink en baie Amerikaners dood. Maar weer hierdie vals nuus. Soos jy iewers sien hoe vandag in social media 2 Amerikaanse skepe is getref of gesink deur Iran, bly maar verby. Is absoluut vals nuus. Dis maar net propaganda van Iran. Meestal propaganda na hulle eie populasie toe, om te wys vir hulle populasie dat is nog in charge. Intussen het Iran in die laaste 3 dae 3 proposals vir president Trump gestuur om die oorlog te stop. Al 3 van hulle het nie ingehaat dat hulle dan gaan die nuclear capability opgee nie. So al 3 van hulle is gereject. Hulle raak nou desperaat want hulle kom agter hulle ekonomie is nou klaar. Hy is nou besig om te collapse. Hulle storage plekke wat hulle kan olie stoor wat hulle pomp is amper vol. En hulle weet wat die probleem is as daai plekke vol is. Wat 'n groot probleem en groot skade hulle gaan hê vir jare om te kom. So hulle het nou al sommer 3 proposals in die laaste 2-3 dae gestuur. Ongelukkig vir hulle is al 3 gereject, want nie een van hulle het enigiets in van nuclear capability opgee nie. Hulle wil nie. So, wys jou maar net hoe duidelik dit is, hoe graag wil hulle land op nuclear wapens kry. Want as hulle land op nuclear wapens het, dan die DEF2 Israel en DEF2 Amerika kan hulle onmiddellik uitvoer soos hulle wil. En dit gaan nie toegelaat word nie. Dis die groot rede vir hierdie oorlog. Die groot rede vir hierdie oorlog. Mense vra heeltyd, wat het Amerika, hoekom het Amerika vir Iran aangeval? Wat het hulle gedoen? Wat hulle nie besef nie, Iran val al vir 47 jaar Amerika aan. Daar is al oor 1000 soldate dood in die laaste 47 jaar. Ek praat van 1000 Amerikaanse soldate dood deur Iran in die laaste 47 jaar. So ons nie die oorlog begin nie, ons gaan hom net klaarmaak. Dis al wat dit is. En nou wil hulle hande op nuclear wapens kry om vir Israel uit te haal. En enige plek in sy buurlande te dreig. En dit gaan nie toegelaat word nie. Dit is so maklik soos dit. So dis waaroor die oorlog gaan vir die wat dit nou nog nie weet nie. Kommentators sê dat Amerika verloor die oorlog. Dit is fyn. Kan seker so sê as jy wil. Ander kommentators sê weer ja, dat Iran beheer
alles daar in die omgewing. Ja, met terroriste aksies beheer hulle sekere gedeeltes, maar hulle het nie leverage meer nie. Hulle het regtig nie meer leverage nie. So, ander kommentator sê dat Amerika het al honderde soldate verloor en al hulle bases in die Midde-Ooste is verwoes. Jy kan dit ook glo as jy wil. Ek kan ook kom maar sy eie goed glo. Maar as jy daai hoor, is vals. Is totaal vals. Maar whatever, dis wat ons trek vir vandag, die 4de Mei. Ek is Monnie Botha vir Koepel TV. Geniet die dag.